Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. In hierdie dae wat ons nou aftel pad na Kersfees toe, het ek 'n rukkie terug gesê, ek wil graag praat oor dit wat ons laat goed voel. Goed voel, stories, verhale, narratiewe. En ek het ook onder andere verwys na die webtuiste van die sogenaamde The Good Things Guy, wat veral praat ook oor goeie dinge wat mense vir mekaar in Suid-Afrika doen en sê, en mense se belewenis van ons Suid-Afrikaners. Terwyl ek dit sê, wil ek net in die eerste plek ook sê, dit is my baie keer hartseer as ek agterkom hoe mense net fokus op die negatiewe in ons land, asof ons pragtige, mooi land met sy pragtige mense nie regtig saak maak nie, maar dat ons vasstaar teen dit wat politici sê en doen en wat ons in die nuus lees wat ons ontstel. Ja, dit mag die realiteit wees, maar daar is ook 'n ander groter realiteit. Onthou, vir elke negatiewe gedagte wat ons het ons baie keer geen positiewe gedagte wat daar kan bykom nie. So daarom is dit belangrik dat ons onsself moet inoefen om te soek en te kyk en te luister en bedag te wees op die positiewe. Want dit bevorder ons algemene geestesgesondheid, gee vir ons hoop en 'n doel in die lewe. Nou, die interessante waarmee ek wil begin vandag is onlangs 'n studie wat bevind het dat Suid-Afrika een van die mees vrygewigste groepe mense in die wêreld het. En dit is 'n algemene wêreldwye data studie wat plaasgevind het waar 'n sogenaamde interpersoonlike vrygewigheidsskaal gebruik is. Nou wat baie interessant is hiervan is dat daar spesifiek 25 lande is waar hierdie navorsing gedoen is en 'n gemiddelde telling dan in Suid-Afrika vir vrygewigheid deur die Suid-Afrikaners uit 60 het aangedui, in Suid-Afrika is dit plus minus 52 wat ons behaal het. Hierteenoor as ons verder aangaan, en ek gaan net enkeles noem, is daar die Verenigde State wat 49 uit 60 behaal het, Ierland 48 uit 60, die Verenigde Koninkryk 47 uit 60, Australië min of meer dieselfde, die Nederlande 47 uit 60, en dan as ons verder gaan, byvoorbeeld lande soos Spanje 46 uit 60, België ook amper 46 uit 60, en dan ja, die laagste Japan 44 uit 60. Nou, hierdie sogenaamde vrygewigheidsskaal het dan nou aangedui tot watter mate is persone vrygewig as dit kom deur geld te skenk vir iets of dan een of ander goedere of dienste gratis te lewer en daarmee verder ook hoe hulle algemene gedrag om goed te wees teenoor ander, om empatie te toon, om emosionele ondersteuning te bied, om geduldig te wees, om begrip vir ander te hê, hierin na vore kom.
En ek dink die goeie nuus vir my hier in 'n land soos Suid-Afrika is die feit dat dit vir ons belangrik is om tog om te sien na mekaar. Ek lees 'n rukkie gelede van 'n vrou wat Tafelberg uitgeklim het en regtig baie lelik geval het en amper onopspoorbaar was, nie selfoonsein gehad het nie. En bly roep het en 'n veldwagter hoor dit toe en met baie moeite by haar uitgekom en soos ek sê, daar was ook nie 'n geval gewees van 'n sein nie en besef, sy het sodanig seer gekry dat sy haarself kan doodbloei as gevolg van hierdie besering. En hoe hy te werk gegaan het en letterlik daardie boer maak 'n plan gebruik het om haar in die eerste plek tussen die klippe en die goed wat sy ingeval het uit te kry, haar op sy rug gelaai het en om en by 400 meter tussen ander klippe en waar daar amper nie 'n pad was nie, afgedra tot by 'n plek waar daar sein was, waar hulle toe nou nooddienste kon ontbied. 'n Ander geval wat ek van gehoor het, is 'n persoon wat in 'n tweedehandse klerewinkel ingestap het en elke keer na 'n spesifieke baadjie gekyk het, dit was in die wintertyd, en die winkelier sien dit toe, en op 'n stadium toe gaan die winkelier na hierdie een toe en sê, hoorie, stel jy belang in hierdie baadjie? En die persoon sê toe, ja, maar ek het sê nou maar byvoorbeeld net R50 en die baadjie se prys is R150. En die winkelier het hierdie persoon op en af gekyk en gesien watter verslete klere daar is, en dit was koud, en gesê, weet jy sal nou nie weet nie, maar vandag het ons toevallig 'n spesiale aanbieding op hierdie baadjie, waar jy hierdie baadjie kan kry vir daardie R50. En toe blyk dit dat in vele gevalle hierdie persoon ander so gehelp het en uit sy sak die verskil betaal het sodat die boeke van die winkel nog kon klop. Willem en luisteraars, 'n volgende geval wat ek dink iets is wat ons partykeer sommer net vanselfsprekend aanneem, is van 'n klein seentjie wat op 3-jarige ouderdom vir die eerste keer die kersies op sy verjaarsdagkoek kon doodblaas. En ons weet dat dit verband hou byvoorbeeld met sogenaamde gesplete bolop, en dat daar in Suid-Afrika hierdie organisasie is, Operasie Glimlag. Nou wat hier gebeur het is, hierdie 3-jarige Nzulu van KwaZulu-Natal is geïdentifiseer deur die dokters wat 150 van hierdie operasies gratis en verniet oor 'n sekere paar maande gedoen het. En klein 3 jaar oue Nzulu was een van die ontvangers van hierdie operasie. En nou kan ons net dink, ons aanvaar dit sommer so as vanselfsprekend as ons kinders of ons kleinkinders kersies kan doodblaas. En dink net aan die verleentheid wat daar vir hierdie ouetjie was, omdat hy dit nooit kon gedoen het nie. En dink hoe skaam hy moes gekry het, as hy byvoorbeeld sê nou maar na 'n maatjie se verjaarsdagpartytjie genooi is, en natuurlik die ander daarmee saam, is sy vermoë om sodanig te kon eet, dat die kos, as hy dit kou, dat dit nie uitval uit sy mond uit nie, ensovoorts. Dink net wat het dit vir die selfbeeld en selfwaarde van klein Nzulu gedoen, om vir die eerste keer tussen ander mense gewoonweg te kon wees, om hierdie kersies dood te blaas. En hoeveel keer plaas ons onsself in die skoene van iemand wat sodanig anders is, en ons vergeet dat dit die kinders is, wat veral praat dalk meer van ouer kinders, wat dalk verwerp en geboelie word op skool. En dink aan die dokters wat hierdie operasies gratis doen om kinders te help. En as ons dink aan 'n operasie wat gratis is, dan beteken dit ook, daar moet fondse beskikbaar wees om te betaal vir die teateronkoste, die versorging daarna, al die hulpmiddele ensovoorts wat daarmee verband hou.
en dat dokters bereid is om self by te dra om hierdie te doen. Volgende goedvoel storie bring ons nou weer eens by die Kaap uit, en dit verwys na Craig Links, 'n persoon wat regtig baie hoogte en laagtepunte in sy lewe beleef het. Hy was onder andere 'n vlugingenieur en wat baie goed in sy lewe gebeur, wat toe uiteindelik veroorsaak het dat hy alles verloor het. Hy het sy werk verloor, hy het self sy huis verloor, hy moes uit sy motor begin leef, en al was hy hierdie kundige, was hy iemand wat binne 'n paar maande heeltemal werkloos was, en besluit het, hy gaan nie lê nie, hy gaan iets met sy lewe doen. En wat hy begin doen het is, om byvoorbeeld die staproetes, weer eens Tafelberg, en dan die van julle wat dit al gestap het, veral die gedeelte waar ons van die kloofagtighede ensovoorts kry. Ek dink nou aan Platteklip Gorge, ek self het baie jare gelede daar verby gegaan, het hy begin om homself te bekwam as iemand wat toeriste op van hierdie staptoere neem, of dan beskikbaar is, sou iemand seer kry, of op enige ander manier afgesny word van die res van groepe. En ek dink wat hier belangrik is onthou, enige persoon wat 'n vliegtuigloods is, en werklik met die konsentrasie en die kundigheid waarmee mense vliegtuig vlieg, daardie ingesteldheid het en dit na jou algemene lewe toe bring, het Craig dit gebring na die werk wat hy doen in sy toergidswerk, sowel as hoe hy hierdie staproetes benader. En wat hy byvoorbeeld gedoen het is, omdat hy verskriklik goed waarneem en kyk na aspekte wat ander mense miskien dalk sal mis, het hy begin om nuwe veiliger roetes uit te lê en te ontwikkel en te help skoonmaak, en hy is een van die vrywilligers wat die Kaapstad se sogenaamde metro soek- en reddingseenheid voorwerk. En wat hy gedoen het was om op 'n veerkragtige wyse na vore te tree en uit hierdie verliese van hom iets met 'n doel van die lewe te begin doen. En hier is die mooi daarvan. Omdat hy sulke skerp waarnemingsvermoëns het, en omdat hy verskriklik bedag is op veiligheid uit die aard van die feit dat hy 'n vlugingenieur was, het hy met soveel meer passie en fokus hierdie werk begin doen, en soveel lewens in die proses gered of mense verhoed wat in moeilike omstandighede sou gekom het. Nou ons kan dink, okay, dit is nou nie iets wat 'n mens noodwendig aan die groot klok sal hang nie, maar vir daardie persone, veral mense wat al aan staptoere deelgeneem het, my eie ervaring het vir my getoon dat 'n mens baie uitgelewer is, en as jy nie seker is nie, en dis mistig, en dit reën nog, en die stappaadjie is glad en alles daarmee saam, het hierdie man sy talent daarvoor begin inspan, en hy het dit eers op 'n vrywillige basis gedoen, totdat hy daarvoor vergoeding ontvang het. Liewe luisteraars, dis enkele voorbeelde, maar kom ons gaan sit en ons gaan dink 'n bietjie. Ons skryf dalk op die goed voel dinge wat ons hoor van ander mense, en hoe dit vir ons kan hoop gee en sê, maar daar is altyd 'n uitweg. Veral die feit dat ons in Suid-Afrika een ding kan roem, en dit is ons vrygewigheid. 'n Mooi week vir julle.